Suid-Afrika se sage. Ek wil hierdie kanaal herleef in 'n nuwe kanaal in. Stories from South Africa het soort van doodgeloop. Daar was nie genoeg belangstelling in die ou geskiedenis van Suid-Afrika nie. En ja, die kanaal het soort van tot 'n einde gekom, kan mense sê. Maar baie mense het nou maar hier en daar nog kom kyk. Maar mense moet onthou, YouTube het views nodig, en as jy daai views nie kry nie, is dit nie die moeite werd om aan te gaan nie. Ongelukkig, daar is baie tyd wat in so 'n video ingaan, daar's baie navorsing wat ingaan, ensovoorts, en daai editing en so aan. En as mense dit voltyds wil doen, as 'n beroep, dan beteken dit jy moet een of ander soort inkomste daaruit verdien. En dit is waarom ek opgehou het om video's te maak op hierdie kanaal, omdat die video's eenvoudig net nie 'n inkomste verdien nie, en dit moeilik is, maar ek wil dit nie laat gaan nie. Ek wil wel vir mense nog stories bring in Afrikaans, en ek het besluit om hierdie kanaal te verander van Stories from South Africa na Suid-Afrika se sage. En die rede is, omdat daar soveel stories huidiglik gebeur in Suid-Afrika, en ek graag baie daaroor wil praat. Ek wil vir julle inligting, agtergrondinligting, of my opinie, of uitbreek, afbreek, ensovoorts van verskillende nuusgebeure, of idees. En dit is wat ek vir julle in die toekoms wil bring. So, moenie skrik as julle sien skielik die kanaal verander nie. Dit is die hele idee om dit te omskep na Afrikaanse kanaal toe. Nou vir my Engelse luisteraars of kykers, of my Afrikaanse mense wat graag wil kyk na Engelse video's. Julle is nog steeds welkom om te gaan inskakel by my oorspronklike kanaal. Dit is my youtube.com/Rian Roux kanaal. Of as julle die 15 nuutste video's wil sien, rianroux.co.za, ek beskikbaar as 'n webpage ook, waarna julle mense maklik kan verwys, sodat julle daar ook dit kan volg. En as ek sien dat Suid-Afrika se sage, hierdie kanaal wat nou hernoem gaan word, en 'n nuwe storielyn ontwikkel, raak populêr, en daar genoeg mense belangstel in die konsep van Afrikaanse stories op hierdie manier, dan gaan ek dit dan ook by my webblad bysit. So, as julle enige idees, opinies ensovoorts daaroor het, daar gaan baie politiek in die kanaal ingaan, want ons wêreld, ons land, veral Suid-Afrika, het 'n regering, en daai regering is nou maar politiek. Daar kom baie politiek wanneer dit inkom, en amper alles word gemeng met politiek, so ja, daar gaan politiek wees. Ek gaan wel nie enige geloof goed inbring nie. Ek wil nie dit daar meng nie. So ons hou by politieke gesprekke, partykeer 'n bietjie praat oor geld of tegnologie. Ek hou van gesprekke oor tegnologie en die nuwe dinge wat daar buite gebeur, veral wanneer dit kom by goed soos KI, AI, soos baie mense dit ken. En veral wanneer dit kom op daai punt van, waar gaan AI of KI so intelligent begin en geloofwaardig word, veral wanneer dit kom by prentjies en video, dat mense dit maklik glo. Ons sien dit deesdae baie op sosiale media, waar mense uitspattige video's maak, en mense val daarvoor. Daai tipe stories. Dinge wat nou onlangs gebeur het, ook soos die elektroniese part wat gekry is in 'n Russiese drone. En nou gaan die media en almal vreeslik te kere met allerlei conspiracy theories. Ek gaan baie my taal meng, want julle moet onthou, ek is eintlik 'n Engelsman. Ek is Engels grootgemaak, so Afrikaans is my tweede taal, en ek sukkel soms met die Afrikaans. En soos my pastoor een keer gesê het, partykeer raak my Engelse airtime op. Maar ja, so gebeur dit dat my Afrikaanse airtime opraak, en dan kom die woorde maar 'n bietjie aan die Engelse kant uit. So, ons het nou hierdie storie gehad oor hierdie part, wat in die Russiese drone was, en daar was vreeslike conspiracy theories daaroor, en ek het 'n lekker Engelse video daaroor gedoen, wat dit verduidelik. Omdat hierdie part, ek het toevallig ook nou al 'n paar drones self gebou. Ek dink ek trek al by iets soos 9 drones wat ek self gebou het, van die grond af, stuk vir stuk parte. En een van daai drones
het 'n baie eenvoudige part wat baie dieselfde is, soos daai LiDAR, die SF20 LiDAR wat hulle daar gebruik het. Nou, daai spesifieke LiDAR was die SF20B. Dis 'n baie ou ding wat al vervang is met die C-model, want die B-model het 50 meter range gehad en die C-model. Sulke goed wil ek vir julle bring, interessante stories. En dan goed ook oor veranderinge in SARS, verandering in custom reels ensovoorts, wat nou mense gaan beïnvloed, wat bijvoorbeeld baie dinge bestel oor see, soos Temu en Shein, en van daai plekke af, Amazon oor see. En as jy die goed inbring, hoe affekteer dit jou, watse belastings gaan jy betaal ensovoorts. En hoewel ek nie 'n expert is op enige van hierdie velde nie, is dit wel vir my interessant en ek gaan lees baie daaroor om hierdie storie saam te stel, sodat ons dit kan bespreek as gewone mense op straat. Dit is mos nou nie nodig dat ons alles hoor van 'n expert af nie, want ongelukkig baie keer wat dit gebeur is, die experts is geneig om dinge baie tegnies te maak en onverstaanbaar, dat ons gewone mense op straat dan nie eers 'n idee het waaroor hulle praat nie. En dit is waar ek dinge graag wil probeer vereenvoudig ook, sodat ons almal dit kan verstaan, en as ek dit verkeerd het, wil ek hê julle moet vir my sê. Jy moet na my toe kom en vir my in die comments sê, Rian, jy verstaan dit verkeerd, dit is eintlik so. Dis waar die debatvoering, nie vir my kom sê ek is dom of enigiets nie, ek wil nie vir jou probeer sê jy is dom nie, maar korrigeer op 'n siviele manier, op 'n vriendelike manier, vir my kom sê, Rian, jy het verkeerd, dit is eintlik so. En so deel mense inligting. En dit is waarheen ek hierdie nuwe kanaal wil vat. Ja, ons kan so 'n bietjie geskiedenis ook bespreek. Ja, as julle wil, kan ons 'n bietjie Sino van Rensburg goed sals bespreek. Want daar is baie geskiedenis daaroor en ek volg Siener se goed al vir jare. Onthou net, daar bestaan nie 'n ding soos Siener se boek nie. Daar bestaan nie so iets soos Siener se boek nie. Daar is net enkele visioene wat neergeskryf is deur sy dogter en CP van Nieuwenhuizen. Maar daar bestaan nie 'n ding soos Siener se boek nie. Die boeke wat julle sien, is boeke wat geskryf is deur ander mense oor Siener en hulle interpretasies daarvan. En jy sal sien, seker van hierdie skrywers, ek gaan nou nie spesifiek name noem nie, wat 'n first edition, second edition, third edition van 'n spesifieke boek het, en dat die visioene in die eerste boek en die derde boek nie eers met mekaar ooreenstem nie, omdat dit hulle geherinterpreteer het, volgens nuwe inligting, soos hulle altyd sê. En dit is my probleem met mense wat interpretasies doen, en boeke skryf oor Siener, en dan vir ander mense gaan sê, dit is die boek van Siener, dit is nie 'n boek van Siener nie. En ja, dit is waar ons 'n probleem het. Maar ja, julle is altyd welkom om vir my storie idees te gee in die comments, of julle kan vir my selfs e-mail, rian@rianru.co.za, dan kan julle vir my storie idees, of as julle vrae het, kan julle my daardeur kontak. So, enigiemand wat meer wil weet, of ander naamidees dalk het, want op hierdie stadium dink ek daaraan om hierdie naam nou te verander na Suid-Afrika se Saga. Ek dink dit gaan lekker werk. So ek hoop om julle in die toekoms te sien, en ek hoop om, ek sit sommer hier op my stoep, so julle hoor gereeld dinge hier verbykom en mense en goeters, maar dis hoe ek dit wil hou. Ek wil dit graag gemaklik hou, sodat die gewone man op straat en ek en jy lekker met mekaar kan gesels. Ek hoop om julle binnekort in my eerste volgende video te sien.